Goeiemôre geliefde vriendin en baie welkom by Eve Restored se stories van herstel. Waar jy ook al vandag vanaf luister, dalk in jou motor, besig met huiswerk, by die kantoor of miskien met 'n koppie koffie in die hand. Ek is opreg dankbaar dat jy hierdie tyd saam met my kom spandeer. Vandag wil ek met jou gesels oor iets wat ek dink elke vrou op 'n een of ander stadium in haar lewe ervaar. Ja, moegheid. Nie net die soort moegheid wat kom na 'n baie lang dag nie, of nie die soort wat met 'n goeie nagrus verdwyn nie. Praat van daardie diep moegheid. Moegheid van jou hart en moegheid in jou siel. Daardie gevoel wanneer jy wakker word en jy so moeg voel dat jy voel jy wil net die komberse toe gooi en jou kop toe gooi en verder slaap. Daai tipe moeg wanneer jy funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Is 'n moeg wanneer jy glimlag, maar binne in jou voel dit asof al jou energie, jou vreugde en selfs jou hoop stadig besig is om uit jou uit te dreineer. En ek dink so baie vrouens kan hiermee identifiseer vandag. En ek kan nie help om te wonder hoeveel vroue luister vandag en dan vind julle julleself in hierdie situasie nie. Jy staan op en jy gaan werk toe, jy versorg jou gesin, jy doen wat gedoen moet word, maar diep binne-in weet jy, ek is moeg. En dis nie swakheid nie, dis nie luiheid nie, dis net 'n intense moeg. Ek dink dikwels aan hoe min ons werklik van mekaar se stories weet. Ons sien mekaar in die kerk, ons sien mekaar in die winkel, ons sien natuurlik die mooi gepoleerde foto's op sosiale media, ons sien mekaar by die skool, maar ons sien selde die volle prentjie van wie die vrou regtig is. Ons sien nie altyd die vrou wat saans wakker lê en wonder hoe sy hierdie maand gaan deurkom nie. En hoe ons 'n begroting gaan maak klop nie. Ons sien nie die ma wat bekommerd is oor 'n kind wat van die Here af weg beweeg het nie. Ons sien nie die vrou wat nog steeds die verlies van iemand wat sy liefhet verwerk nie. En ons sien nie die persoon wat elke dag met angs worstel nie. En tog is daar elke dag in ons midde reg langs jou iemand wat met hierdie dinge worstel en dit saam met hulle dra. En soms is dit vir jare. Dit herinner my aan die woorde van Dawid in Psalm 55 vers 23. Hy sê, werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Wat my tref van hierdie vers is dat Dawid nie sê die gelowige sal nooit sorg nie. Hy sê eerder daar is sorg, daar is laste, daar is bekommernisse. Maar dit is nie vir ons bedoel om dit alleen te dra nie. Ons leef natuurlik in 'n wêreld waar prestasie hoogtyd vier. Kultuur van prestasie. Hoe meer jy doen, hoe belangriker lyk jy. Hoe besigger jy is, hoe meer suksesvol is jy. En ons meet onsself dikwels volgens produktiwiteit. En dan vra ons vir onsself, wat het ek vandag bereik? Hoeveel take het ek afgehandel? En daai horlosie op jou arm herinner jou hoeveel tree het jy gegee? Hoeveel water het jy gedrink? Ja, ons is altyd besig om onsself op te meet. En dan soms vra ons ook of God tevrede is met my. Dink 'n bietjie daaroor na. Toe Jesus sy disippels geroep het, het hy hulle nie eers geleer hoe om meer produktief te wees nie. Hy het nie vir hulle 'n lesing gegee van wat op elke dag gedoen moet word en hoeveel jy in 'n dag kan inpas nie. Hy het hulle geleer hoe om by hom te wees. Ons sien dit deur die hele evangelie. Voordat hulle iets vir hom gedoen het, het hulle saam met hom gewandel. En voordat hulle uitgestuur is, het hulle geleer om te luister. Voordat hulle gaan bedien het, het hulle geleer om self te ontvang. Ons leef tog so andersom vandag. Ons probeer gee voordat ons ontvang het, of ons probeer sterk wees nog voordat ons gevoed is. En dan probeer ons ander dra terwyl ons eie harte leeg is. Daai ou bekertjie waaruit ons giet, is dol leeg. Ons lees in een van die bekende gedeeltes in die Bybel, Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe,
almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op, julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Baie van ons ken hierdie versie, maar kom ons dink mooi daaraan, ek dink ons mis die konteks. Jesus spreek hier met mense wat gebuk gaan onder swaar godsdienstige laste. Die fariseërs het honderde regulasies en tradisies by God se wet bygevoeg. Mense het begin glo dat hulle God se goedkeuring moes verdien en dat hulle nooit genoeg kon doen nie, want hulle sou altyd kort kom. Klink dit vir jou bekend? Hoeveel mense leef vandag nog met dieselfde gevoel? Ek doen nie genoeg nie, ek bid nie genoeg nie, ek lees nie genoeg Bybel nie, ek is nie geestelik genoeg nie. En Jesus kom sê, kom na my toe. Hy sê nie probeer harder, bewys jouself eers, verdien jou plek nie, hy sê kom. Die woord wat in die Ou Testament dikwels vir rus gebruik word, is die Hebreëse woord Noach. En dit beteken baie meer as net ophou werk. Dit beteken om die dinge waarmee jy besig is neer te sit. En om tot stilstand te kom en gevestig te wees in wie jy is, om veilig te wees en in vrede te verkeer. Dink net hoe anders dit klink. God se idee van rus is nie net blote vakansie nie. Lekker uitskop op die strand, eet 'n ietsie, lê in die son nie. God se idee van rus is 'n toestand in jou hart. Dit is die vermoë om selfs in onseker tye geanker te kan wees. Selfs wanneer jy nie die antwoorde het nie, of selfs wanneer die storm nog nie verby is nie. Daar is 'n les uit die skepingsverhaal en ek vind dit interessant dat God reeds vroeg in Genesis vir ons iets belangriks oor rus wou leer. In Genesis 2 vers 2 tot 3 vertel God op die 7de dag het hy gerus. Nie omdat hy moeg was nie, want God kan nie moeg word nie. Hy het gerus omdat hy die ritme vir die mens wou vestig. Hy wou vir ons iets leer. Hy wou vir ons sê, daar is 'n ritme, dat werk is belangrik, maar rus is ook. Prestasie is belangrik, maar teenwoordigheid en doelwitte is ook belangrik. Maar so is verhouding ook. En dalk is dit een van die grootste uitdagings van ons tyd. Ons weet hoe om te werk, ons weet hoe om te jaag, ons weet hoe om te presteer, maar baie van ons vergeet hoe om te rus. Want eintlik is dit 'n skande om te rus. Mag ek jou vandag iets vra? Wanneer laas het jy werklik stil geword voor God? Nie om iets te vra nie om 'n lys gebede af te rammel of af te handel en te tik nie, ook nie om antwoorde probeer kry nie, maar bloot om by hom te wees, net in sy teenwoordigheid te kan vertoef. En dalk 'n bietjie meer ingestel te wees oor wat hy vir jou wil sê vandag. Ek wonder hoeveel van ons geestelike uitputting eintlik ontstaan het, omdat ons voortdurend met God praat, maar selde lank genoeg stil bly om na hom te luister. Ek wil nou eintlik vir myself lag, want ek pak alles so voor hom af en dan dink ek, hy moet hoor. En hy hoor, maar ek gee nie kans dat hy met my kan praat nie. Is jy 'n vrou wat altyd sterk moet wees? Ek wil spesifiek nou met jou praat. Jy is die een wat almal bel wanneer daar 'n probleem is. Nou gee jy raad. Jy is die een wat ondersteun. Jy is ook die een wat organiseer, altyd alles op die regte plek op die regte tyd. Jy onthou alles en jy dra almal se laste. En dis 'n baie belangrike vraag. Want selfs die sterkste mense het ondersteuning nodig. Kyk maar na Moses, hy het hulp nodig gehad. In Eksodus 17 lees ons dat Aaron en Hur Moses se arms ondersteun het toe hy moeg geword het, terwyl die geveg voortgeduur het. God se plan was nog nooit dat een persoon alles sou dra nie.
Miskien is dit vandag tyd vir jou, wat jy luister om eerlik te erken, ek kan dit nie regtig alself doen nie, al wil ek ook. En weet jy wat? Dit is nie 'n teken van swakheid nie, dit is eintlik 'n teken van wysheid. Ons gaan hierna kyk na wat Jesus verder bedoel het, toe hy gesê het, neem my juk op julle. Ons gaan ook so 'n bietjie gesels oor die verskil tussen prestasie en genade, en dan gaan ons kyk na die vrou by die put in Johannes 4. Ons gaan ontdek waarom Hebreërs 4 ons uitnooi om vrymoedig na God toe te kom. En dan gaan ons sien hoe genade nie net 'n teologiese begrip is nie, maar iets wat elke dag prakties geleef kan word. Gaan sit die ketel aan, maak vir jou 'n koffietjie, en dan gesels ons weer verder. Welkom terug by Ivory Stort se stories van herstel. Indien jy pas ingeskakel het, ons gesels vandag oor Jesus se uitnodiging in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. In die eerste deel van die program het ons gesels oor die onsigbare laste wat baie vroue dra, die verskil tussen liggaamlike moegheid en sielsmoegheid, en die Bybelse begrip van rus. Ons het ook gekyk na die Hebreëse woord Noag, wat veel meer beteken as bloot ophou werk. Dit verwys na 'n toestand van vrede, veiligheid en gevestigde vertroue in God. Maar nou kom ons by die gedeelte wat dikwels minder aandag kry. Jesus sê, neem my juk op julle en leer van my. Kom ons kyk wat beteken dit. Wanneer ons vandag die woord juk hoor, dink ons nie noodwendig dadelik aan iets positiefs nie, nee. Vir die mense wat na Jesus geluister het, was die beeld egter baie bekend. 'n Juk was 'n houtraam wat oor 2 osse geplaas is, sodat hulle saam 'n wa of 'n ploeg kon trek. Die doel van die juk was nie om die werk moeiliker te maak nie. Inteendeel, dit was bedoel om die gewig te versprei. En wanneer 'n jong os saam met 'n sterker os of 'n meer ervare os geloop het, het die sterker dier die grootste deel van die las gedra. Wat 'n pragtige beeld van Jesus. Hy sê nie vir jou, hier's iets wat jy nog moet dra nie. Hier's nog 'n swaar vraggie nie. Hy sê, kom stap saam met my. Laat ek jou help om die gewig te dra. Laat ek jou leer en ek sal jou lei. Daar's 'n groot verskil tussen saamstap en selfstap. Ek dink baie van ons grootste uitputting lê daarin, omdat ons dikwels vooruit hardloop. Ons vra God om ons planne te seën, en ons vra hom om ons besluite te bevestig, of om ons eie rigting te ondersteun. Maar Jesus nooi ons dalk na iets anders. Hy nooi ons om saam met hom te stap, en daar is 'n groot verskil. Wanneer ek vooruit hardloop, moet ek alles self uitwerk. Wanneer ek saam met hom stap, word ek egter gelei. Jesaja 30 vers 21 sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Hoeveel probleme ontstaan, omdat ons vooruit storm sonder om eers te luister. Dis mos altyd ons probleem. Hoeveel angs ontstaan, omdat ons probeer beheer wat God eintlik in sy hande wil neem en vir ons uitsorteer. Kom ons kyk na die vrou by die put. Is 'n klassieke verhaal van uitputting. In Johannes 4 ontmoet ons een van die mees merkwaardige vroue in die Bybel. Ons lees haar verhaal en ontdek iets van die menslike hart. Die vrou kom water skep op die warmste deel van die dag. Die meeste vrouens het vroegoggend of laatmiddag gaan water haal, maar sy kom alleen. Baie Bybelkenners glo, dit dui daarop dat sy waarskynlik deur die gemeenskap vermy of veroordeel was of 'n uitgeworpene was, en dat sy maar op 'n afgeleë tyd gegaan het, sodat sy nie onder almal se skerp tonge moes deurloop nie.
Hierdie vrou dra nie net 'n waterkruik nie. Sy dra skaamte en 'n verlede en teleurstellings, en sy dra die gevolge van mislukkings. En dan ontmoet sy vir Jesus. Wat my so aangryp, is wat Jesus nie doen nie. Hy het haar nie veroordeel of verneder of haar herinner aan haar foute nie. Hy begin met haar behoefte. Gee vir my water om te drink. So aanknopingspunt, hy begin 'n gesprek en net daar begin 'n verhouding en 'n herstelproses. Jesus sê later, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit weer dors kry nie. En dit staan geskryf in Johannes 4 vers 13 tot 14. Die vrou het gedink, Jesus praat oor fisiese water, maar Jesus praat toe eintlik oor iets baie, baie dieper. Hy praat hier van die menslike hart wat 'n dors het, wat niks op aarde volledig sal kan les nie. Dit sal altyd 'n soeke bly, dit sal altyd 'n soeke na nog 'n slukkie wees. Ons probeer soms daardie leegheid vul met mense se goedkeuring of prestasie, besittings, sukses, verhouding, status. Ag, jy kan dit maar noem, elkeen van ons het maar daai ietsiekie wat dit vir ons doen. Die probleem is dat hierdie dinge nooit ontwerp is om die plek van God in te neem nie. En dis hoekom die mens dors bly. Mag ek jou vandag iets vra? Waarheen draai jy gewoonlik wanneer jy emosioneel uitgeput voel? Is dit bekommernis? Is dit wanneer jy jouself oorwerk? Of gaan skraal jy op sosiale media? Of soek jy ander mense se goedkeuring op? Of draai jy na God? Hierdie vraag is nie 'n vraag van veroordeling nie, maar 'n vraag van eerlikheid. Want wat ons eerste soek wanneer ons swaar kry, openbaar dikwels waarop ons die meeste vertrou. Ek wil vir hierdie gedeelte lees in Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons vind hier twee van die mooiste woorde in die evangelie: barmhartigheid en genade. Die Griekse woord vir barmhartigheid is eleos en dit verwys na medelee wat in aksie omsit. Dis nie bloot om net vir iemand jammer te voel. Dit is liefde wat nader aan 'n persoon beweeg, 'n liefde wat help en optel, 'n liefde wat genees. Wanneer God barmhartigheid bewys, kyk hy nie weg van ons gebrokenheid nie. Hy beweeg nader aan ons. Kom ons kyk na die Griekse woord vir genade. Die woord wat gebruik word is charis. En dit beteken onverdiende guns. Dis vir my so 'n mooi frase, onverdiende guns. 'n Geskenk wat ons nie kan verdien nie. 'n Seën wat nie gekoop kan word nie, of liefde wat nie verdien hoef te word nie. Is dit nie bevrydend nie? Soveel mense leef asof God se liefde afhanklik is van hulle prestasie. Maar die evangelie vertel 'n ander verhaal. God het jou lief voordat jy enige iets gedoen het, of reg gekry het, of vermag het. Hy het jou lief wanneer jy sterk voel, en hy het jou intens lief wanneer jy swak is. Wat my besonder tref van Hebreërs 4 vers 16 is die woord vrymoedigheid. Dis nie skaamte of vrees of onsekerheid nie, dis vrymoedigheid. Hoe anders sou ons gebedslewe gelyk het as ons werklik glo dat ons welkom is in God se teenwoordigheid? En hoe anders sou ons dink oor ons mislukkings? Ag, ek dink ons sou dit afgelag het, ons sou dit nie so geoverthink het nie. Hoe anders sou ons lewens nie gewees het nie? Die woord van God is ons lewenslyn. Kom ons kyk eerder na die woord van God as 'n lewenslyn, as 'n reëlboek. En dit herinner my aan Psalm 119 vers 105, wat sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 'n Lamp verlig nie die
hele pad op een slag nie. Maar dit wys die volgende tree. Dit verlig daai stukkie waar jy nou moet loop, sodat jy nou kan seker wees waar jy trap. En dalk is dit presies wat sommige luisteraars vandag nodig het om te hoor. Jy hoef nie die hele volgende jaar uitgefigure te hê nie. Jy hoef nie die antwoorde op al die lewensvrae te hê nie. Jy hoef net die volgende tree saam God te gee. En jy hoef hom net daarmee te vertrou. Net daai treetjie te gee en te vertrou dat hy jou in die regte rigting sal lei. Kom ons kyk na 'n praktiese paar dingetjies of gedagtes wat ons kan doen in die volgende week. Bring jou laste bewustelik na God toe. Moenie net oor jou probleme dink nie. Praat met God daaroor, noem elkeen by sy naam en dan gee jy dit oor. En dan maak jy ruimte vir stilte. Nie elke gebed gaan vol woorde wees en 'n volle gebed wees nie. Soms gebeur God se diepste werk in ons stil oomblikke. Jy kan ook die skrif gaan lees, lees stadig. Hierdie week wil ek jou uitnooi om die volgende gedeeltes te gaan lees. Matteus 11 vers 28 tot 30, om Jesus se uitnodiging tot rus beter te kan verstaan. Gaan lees ook Johannes 4 om die verhaal van die vrou by die put te bestudeer. En Psalm 23 om weer herinner te word dat die Here ons herder is. Nie net lees om kennis om te doen nie, lees om God se hart te leer ken. Hou op om perfeksie na te jaag, want perfeksie is nie 'n doel nie. Getrouheid is. God vra nie dat jy alles perfek moet doen nie, hy vra dat jy saam met hom sal wandel. Ek wil jou graag los met 'n laaste gedagte voordat ons afsluit. Wat sou verander as jy werklik glo dat Jesus bedoel het wat hy sê? Wat as hy werklik vir jou wil intree vandag en daai las van jou skouers wil afhaal en daai probleem wil oplos en vir jou praktiese maniere wil gee om dit te kan oplos? Wat as jy nie alleen al die planne hoef uit te werk nie? Wat as jy nie alleen met daai begroting hoef te gaan sit waarvan die somme net nie sin maak nie? Wat as God se genade regtig groter is as al die mislukkings wat jy saam kan tel? Wat as God regtig nader is as wat jy besef en hy net hier langs jou is? En wat as hierdie uitnodiging vandag persoonlik aan jou gerig is? Hierdie uitnodiging wat sê kom na my toe. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat lewe gee. En dankie dat U ons nooit nooi na plekke waar vir ons uitputting gaan gee en ons moeg gaan maak nie. Maar dankie dat U ons nooi na waar daar rus is. Dankie dat U ons nie vra om alles op ons eie alleenheid te dra nie. Ek bid vandag vir elke vrou wat luister, Here. Vir elkeen wat bekommerd is oor haar kinders, of vir een wat bekommerd is oor die begroting wat nie klop nie. Vir daardie een wat treur, Here, en die een wat moed verloor het, en vir die een wat moeg geword het om sterk te wees. Here, herinner hulle vandag dat hulle welkom is in U teenwoordigheid. Leer hulle om by U rus te vind. Gee vir hulle wysheid vir die pad vorentoe, en gee vir hulle vrede wat alle verstand te bowe gaan. Gee vir hulle die moed om laste neer te sit wat U nooit bedoel het hulle alleen moet dra nie. Dankie vir genade, Here. Dankie vir die barmhartigheid. Dankie vir Jesus. In U wonderlike naam bid ons, Here. Amen. Liewe vriendin, dankie dat jy vandag tyd gemaak het om saam met ons te kuier het op Every Store, se stories van herstel. Ek hoop jy vertrek nie net met bietjie meer kennis nie, maar baie meer vrede. Mag jy hierdie week onthou dat rus nie altyd beteken dat die storm verby is nie. Soms beteken dit eenvoudig dat jy ontdek wie saam met jou in daardie storm is. En tot ons volgende keer saam kuier, mag die Here jou seën en jou beskerm en jou lei en jou herinner dat sy genade elke oggend opnuut is. Vaarwel vir nou.